Baie welkom by die koffiekuier van vandag. Ons is in Handelinge 15. Neil het verlede week Handelinge 14 gedoen en ons gaan dan verder uit Handelinge 15 uit saam lees vandag. Nou Handelinge 15 is 'n baie interessante hoofstuk. Dis die eerste synodale vergadering in die vroeë kerk waar mense bymekaar kom en dan kom mense agter, mense sê dikwels ja, maar ons moet net wees soos die kerk in Handelinge. Maar as ons hier in Handelinge 15 lees, dan kom ons agter dat die kerk ook maar sy eie probleme gehad het in die vroeë tyd en dat daar waar mense bymekaar is daar maar altyd 'n verskil. Een van die ouens sê dat as almal altyd presies dieselfde dink, dan moet jy weet, party is besig om nie te dink nie. So dit is maar hoe ons ook kyk na die kerk, want ons verskil, en partymal verskil ons oor goed wat belangrik is, waaroor mens moet verskil, en partymal verskil mense sommer oor bolangse goed wat mens eintlik maar net agtertoe kon geskuif het. En dan kry mens partymal die opdrag dat jy wel moet gaan soek en die verskil moet gaan uithaal en gaan uitwys. As mens in Judas daai kort boekie hier aan die einde van die Bybel gaan lees, dan sien mens dat Judas die opdrag gee dat hulle moet gaan stry vir die regte goeders. So en ons sien dan hierso is 'n redelike mespunt in die storie van die vroeë kerk. En wat ook vandag ons storie bepaal oor hoe ons dink oor redding en hoe ons dink oor hoe iemand eendag by God uitkom, die hele storie en die verstaan rondom genade. Kom ons bid saam en dan lees ons uit Handelinge 15. Here, dankie dat ons die voorreg het om hierdie verhale te kan lees. Dankie dat ons ook, wanneer ons hierdie verhale lees, weet, dat daar waar mense is daar maar altyd 'n paar verskille. Daar is maar altyd 'n redelike bietjie van 'n konflik, en dat dit normaal is. Mag ons ook weet, wanneer ons verskil, en wanneer ons konflik beleef, dat dit goed is, en dat ons dit op so 'n manier sal uitsorteer, dat die koninkryk daarby baat sal vind. Wanneer ons ook dan vanoggend hierdie teks lees, wil U dit oopbreek, en dat ons daaruit leer, en op 'n nuwe manier sal leef. Amen. Ek begin dan lees hier in Handelinge 15 van vers 1 af. Daar het mense van Judea afgekom en die gelowiges wys gemaak. As julle nie die gebruik van Moses nakom deur julle te laat besny nie, kan julle nie gered word nie. Toe Paulus en Barnabas hulle daarteen verset en 'n heftige meningsverskil met hulle betrokke geraak het, is daar besluit dat hulle twee en nog 'n paar ander van die gemeente na die apostels en ouderlinge in Jerusalem moet gaan in verband met hierdie vraagstuk. Nadat die gemeente hulle van die nodige vir die reis voorsien het, het hulle deur Venesië en Samaria gegaan en vertel van die bekering van die heidene. Hieroor was al die gelowiges baie bly. So ons sien hier in die begin van hoofstuk 15 dat daar 'n verskil is tussen wat jy moet doen om gered te word. En die ouens wat uit die Joodse familielyn, Joodse geloof, maar meer nog wat deel was van die Jode, sê dan maar ons kan nie die wet van Moses op sy sit nie. Maar ons moet nou besef dat wanneer ons hier besig is om te lees van die wet van Moses, die gebruiker van Moses, dan is dit nou nie net meer Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri en Deuteronomium nie. Die Fariseërs het rondom hierdie wette 'n klomp ander wette, oor die 600 ander wette bygesit, om seker te maak hierdie wette word nie verbreek nie. So daar kom nou al 'n klomp ander wette by, om seker te maak. En nou die wegspringpunt van die Fariseërs was nie noodwendig sleg nie. Hulle het gesê, kom ons maak seker, die Jode breek nie weer die wet en dat hulle nodig het om in ballingskap weggevoer te word nie. So die beginpunt en die beplanning rondom die Fariseërs was goed. Maar nou word al hierdie wette bygesit, en as jy eendag baie tyd het, gaan lees bietjie op oor die wette rondom net om die Sabbat te heilig. Dit is soos, mag ek 'n vy dra of mag ek nie 'n vy dra nie? Mag ek 'n kam in my hare sit? Mag ek 'n vuur aansteek? Wette op wette op wette, oor die 624 hoofstukke rondom die heiliging van die Sabbat. En die ouens soos Paulus en Barnabas sê dan maar hierdie wette is nie nodig nie. En daar's van die ander ouens wat hieraan vasklou, en dan nou die verskil wat daar kom. En wanneer ons dan nou lees dat hulle deur Venesië en Samaria gaan, dan sien ons dat hierdie dele is wat nie aan die oomblik tradisioneel plekke was
waar die Jode gebly het nie. En daarom lees ons dan nou dat hulle tot bekering kom. En onmiddellik sê dit vir ons dat soos in die oog van die Nuwe Testament, die heidene, enige iemand wat nie 'n Jood is nie, dat hulle die genade ontvang en dat hulle tot geloof in Christus kom in die Joodse Messias. Onthou, Jesus was 'n Jood gewees. En nou sê hierdie ouens, maar julle kom nie die Joodse wette na nie. Dit is soos om aan die einde van 'n fliek by te kom en te sê, ek verstaan alles wat daar staan. Nou sê hulle, nee. Jy het nie die karakterontwikkeling gesien nie. Jy weet nie wat in die begin gebeur het, sodat hierdie persoon nou is waar hy is nie. En dis presies hoe die Jode gevoel het. Die Jode het gevoel, maar hulle het 'n paar duisend jaar met hierdie storie geloop. Hulle het die verbond van Abraham gehad en Moses, en dit was vir hulle belangrik, en die karakterontwikkeling het plaasgevind. En nou kom hierdie ouens aan die einde by, en nou glo hulle dat hulle ook gered word. So jy kan verstaan hoekom daar 'n stuk wrywing is tussen die Joodse Christene en die nie-Joodse Christene. Maar kom ons lees verder van vers 4 af. Toe hulle in Jerusalem aankom, is hulle deur die gemeente, die apostels en die ouderlinge verwelkom. Hulle het vertel wat God alles deur hulle gedoen het, maar party van die gelowiges, wat vroeër fariseërs was, het na vore gekom en gesê, die bekeerlinge moet besny word en aangesê word om die wet van Moses te onderhou. Die apostels en die ouderlinge het toe bymekaar gekom om hierdie vraagstuk te bespreek. Nou hier het ons nou die vergadering, die eerste synode, en ons sien dat die ouens wat eers fariseërs was, sê maar hierdie kan ons nie wees nie. En daarom is dit belangrik dat Paulus juis by is, want Paulus, die ou wat 'n fariseer was, die ou wat onder Gamaliel, een van die slimste fariseërs was, gestudeer het, dat hy in gesprek gaan met hierdie ouens. Hy wat vanuit die sendingveld uitkom, wat met die heidene gewerk het, en juis vertel van hierdie ouens wat tot bekering gekom het, en onthou ons het gelees van Cornelius, en daar's 'n paar ander, maar in die begin was dit so half, okay, maar Cornelius is aanvaarbaar, en die Ethiopiër op die Wa is aanvaarbaar, want dit is ouens wat al die Joodse verhaal geken het, en hulle dit net bygetel, maar hier praat ons nou van ouens wat heeltemal uit die heidendom uitkom, en nog nooit eers van Moses se wette gehoor het nie, en dis hier waar die skaafplekke dan nou kom. Kom ons lees verder van vers 7 af. Na 'n lang bespreking het Petrus opgestaan en vir hulle gesê, broers, julle weet dat God my lankal uit julle geleedere gekies het, om die evangelie aan die heidene nasies te verkondig, sodat hulle kan glo. En God wat die harte ken, het die bevestiging deur die Heilige Gees aan hulle te gee, net soos aan ons. Hy het geen onderskeid tussen ons en hulle gemaak nie. Hy het ook hulle harte deur die geloof gereinig. Waarom wil julle dan nou nog God se geduld op die proef stel, deur op die nek van gelowiges, die heidene nasies 'n juk te lê, wat ons voorvaders nie in staat was om te dra nie, en ons ook nie. Nee, ons en ook hierdie gelowiges glo dat ons net deur die genade van die Here Jesus gered word. Ons sien hier 'n ander Paulus. Ons lees in die brief aan die gemeente Galate, daai Galasiërs, dat Paulus met Petrus beklei en sê, Petrus, wanneer jy by die heidene is, dan eet jy enige iets, maar wanneer jy by die Jode is, dan sê hy, nee, ons mag nie hierdie eet nie. En nou sien ons, hier kom Petrus en hy sê, maar ons glo uit die genade, en ons word gered uit die genade. En hier's 'n skuif wat plaasvind, en daai finale besluit wat dan gemaak word. Daarna het al die mense stil gebly en na Barnabas en Paulus geluister. Hulle het vertel van die tekens en wonders wat God deur hulle onder die heidene nasies gedoen het. Toe hulle klaar was, sê Jakobus, broers, luister na my. Simon het verduidelik hoe dit God self is wat begin het om na die heidene nasies om te sien, deur vir hom 'n volk uit hulle te versamel. Die profete sê dikwels, daar staan geskrywe, daarna sal ek terugkom en ek sal die vervalle huis van Dawid weer opbou en ek sal sy bouvalle herstel en dit weer regmaak, sodat al die ander mense die Here kan soek. Ja, al die heidene nasies wat ek geroep het om my eiendom te wees. So hier staan Jakobus op en dan haal hy uit Amos uit, wat Amos sê, maar daar kom 'n tyd wanneer die heidene nasies ook tot geloof sal kom. So Jakobus sê dan, maar hierdie is nie 'n nuwe ding wat God op die tafel neersit nie. Dit kom al van die profete af. Net vir inligting, hierdie Jakobus waarvan ons hier lees, is dieselfde skrywer as die Jakobus brief.
Dit is nie Jakobus, die disipel van Jesus nie. Hy is alreeds in hoofstuk 12 van Handelinge, is hy reeds om die lewe gebring, tereggestel. Hierdie Jakobus is die broer van Jesus, wat tot bekering kom. En dit is nogal interessant, want dit wil vir ons voorkom of Jakobus hier die leier is van die gemeente in Jerusalem. En ons weet dat uit die evangelies, aan die begin het hierdie Jakobus nie geglo in Jesus nie, maar hier dat Jakobus die halfbroer van Jesus dan tot bekering kom en dat hy die leier en 'n groot rol speel in die vroeë kerk in Jerusalem. En dan sê hy vir hulle, maar die juk wat nou geplaas word op die heidene is 'n juk wat selfs hulle nie kon regkry nie en al hierdie wette nie kon nakom nie. Dit is van ouds af bekend, daarom meen ek dat ons dit nie moeilik moet maak vir die heidene wat hulle tot God bekeer nie. Maar ons moet vir die skrywe om die vleis te eet wat aan die afgod geoffer is nie, want dit is onrein, dat hulle onsedelikheid moet vermy, geen dier wat verwrig is moet eet nie en ook nie bloed nie. Hierdie voorskrifte van Moses word immers van ouds af in elke stad aan die mense voorgehou. Elke Sabbatdag word dit in sinagoges voorgelees. So hier kom die besluit nou, nee, dit is nie hoe dit moet wees nie. En dan word daar 'n brief geskryf, daarna die apostels en die ouderlinge saam met die hele gemeente besluit om mense uit hulle geleedere saam met Paulus en Barnabas na Antiochië te stuur. Hulle het vir Judas, wat ook Barsabas genoem is, en vir Silas gekies, manne wat die agting van die gelowiges geniet het. Hulle het die volgende brief saamgestuur. Van die apostels en die ouderlinge, julle broers, aan die gelowiges uit die heidendom in Antiochië, Sirië, Cilicie, groete. Ons het gehoor dat daar mense van ons afgekom het, wat julle verwar en ontstel, het deur die dinge te sê waarvoor hulle geen opdrag van ons ontvang het nie. Daarom het ons eenparig besluit om manne te kies en na julle toe te stuur. Hulle vergesel ons geliefde Barnabas en Paulus, want hulle lewe gewaag het vir die naam van die Here Jesus Christus. Ons stuur nou vir Judas en Silas om ook mondeling hierdie dinge aan julle oor te dra. Die Heilige Gees en ons het besluit om geen verdere las op julle te lê as net hierdie noodsaaklike dinge nie, dat julle die vleis moet eet, dat julle nie vleis moet eet wat aan 'n afgod geoffer is nie, ook nie bloed nie, en ook geen dier wat verwrig is, en dat julle onsedelikheid moet verby. En as julle van hierdie dinge weerhou, doen julle reg. Hartlike groete. So hier stuur die gemeente, die synode stel dan nou 'n brief op en stuur dit terug na die gemeente, die heidene nasies, en sê dat hulle, en hoor hoe mooi, en die Heilige Gees besluit het, dat al hierdie baie wette, hierdie oor die 600 wette nie nagekom het word nie. En dan maak hulle dit eenvoudig. Hulle sê, moenie bloed eet nie, moenie afgodsoffervleis eet nie, en hou julle sedelikheid, moet dit rein wees. Daar mag nie allerlei seksuele vreemde goed gebeur nie. Die afgevaardiges het afskeid geneem, na Antiochië gegaan, daar het hulle al die gelowiges bymekaar laat kom en die brief oorhandig. Die gelowiges het dit gelees en was baie bly oor die bemoedigende boodskap. Judas en Silas, wat self ook profete was, het lank met die gelowiges gepraat en hulle bemoedig en geestelik verryk. Nadat Judas en Silas geruime tyd daar gebly het, het hulle teruggegaan en die groete van die gelowiges oorgedra aan die wat afgevaardig was. Paulus en Barnabas het 'n tyd lank in Antiochië gebly en saam met baie onderrig gegee en die woord van die Here verkondig. So hier sien ons 'n draaipunt in die vroeë kerk. Hier word besluit dat genade alleen nodig is en dat al hierdie baie wette van Moses eenkant toe geskuif kan word. Ons kan nou sien, as hierdie besluit anders te geval het, sou ons liedere dalk anders geklink het. Dan sou ons nie gesing het Amazing Grace nie, maar dan sou ons gesing het Amazing, wat ook al nodig was om hierdie te doen, sodat ons kan kom by God se genade. So, 'n baie mooi brief waar konflik opgelos word, konflik, verskil, want ons dink en ons verstaan nie almal dieselfde nie, en 'n besluit val, en die Heilige Gees is die een wat die oortuiging bring. Wanneer ons volgende week weer by mekaar is, lees ons dan dat daar 2 manne, Paulus en Barnabas, volwasse manne, wonderlike manne van God, in konflik staan, en dat daai konflik nie dadelik opgelos word nie, in elk geval nie hier in Handelinge nie. So dit sê vir ons, selfs gelowiges stry, selfs gelowiges het konflik, maar dat ons deur die genade van God en die Heilige Gees moet probeer om dit ten minste op 'n mooi manier op te los. Dankie dat jy saam gekuier het en saam geluister het. Kom ons sluit af met gebed.
Dankie Here dat ons kan weet dat U Heilige Gees tot ons beskikking is. Mag ons, wanneer ons in situasies inbeweeg, waar ons nie saamstem of nie saam dink nie, dat ons sal bid, dat U vir ons regtig wysheid sal gee en klarigheid, sodat ons die regte besluite sal neem. Seën elkeen wat saam luister en saam dink en saam groei, wanneer ons op die pad loop agter U aan. Maak ons rustig en vul ons met U Gees. Amen.